Goeiemôre. Dis vandag donderdag 29 Augustus. Baie welkom ook by hierdie klankoordenking. Dis nou formeel so aan die einde ook van die winter. Ons het in die vorige klankoordenking stilgestaan dan daar waar ons Here Jesus op 12-jarige ouderdom na die Paasfees agtergebly het in die tempel en dat sy pa en ma moes omdraai om hom te kom soek. Ons het ook gelees en stilgestaan by hulle bekommernis en hulle besorgdheid oor hom en ook die feit dat die rabbies daar in die tempel uiters verbaas gewees het oor sy insig en die antwoorde wat hy gegee het. En dan het ons geëindig in vers 49, dit is nou Lukas 2, vers 49, waarin daar staan dat ons Here Jesus hulle geantwoord het: "Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie?" Ons het spesifiek ook uit die 33:53 vertaling genoem, waar daar staan, wat Jesus sê, "Het julle nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie?" En daardie dinge van sy Vader is letterlik 'n opsomming van ons Here Jesus se totale roeping. En ook die besonderheid daarvan dat hy as 12-jarige seentjie God die Vader sy Vader noem, wat reeds ook deel van die openbaring van die geheimenis is van die goddelike drie-eenheid. Ons het ook genoem dat ons Here Jesus eintlik hierdie uiting van verbasing noem teenoor sy aardse pa Josef en sy ma Maria, dat hulle nie kan verstaan dat sy goddelike roeping om die dinge van sy Vader te doen die allerbelangrikste in sy lewe was. Selfs belangriker is die mees intieme aardse verhouding van 'n pa, ma, 'n kind, 'n gesin, en dit is waarom hy agtergebly het in die tempel. In vers 51 word beklemtoon dat hy saam met hulle na Bethlehem toe teruggegaan het en hy was aan hulle onderdanig. En daardie woordjie onderdanigheid beteken letterlik, dis 'n voortdurende onderdanigheid in liefde. Hierdie was die volkomme nakoming van die 5de gebod: eer jou vader en jou moeder. Maar wat ook in hierdie paar verse baie sterk beklemtoon word, is dat Josef en Maria op daardie stadium glad nie verstaan het wat die woorde beteken dat ons Here Jesus besig is met die dinge van sy Vader nie. Maria, lees ons, het al hierdie dinge in haar hart bewaar, letterlik, daaroor nagedink, gewonder daaroor. Dieselfde as toe die skaapwagters in haar verskyn het na ons Jesus se geboorte, en daar staan ook uitdruklik dat sy het hierdie dinge in haar hart bewaar, sy het daaroor nagedink. En ons weet ons die evangelies ook volg, eers na ons Here Jesus se opstanding het sy ma en sy broers werklik in hom geglo en ook verstaan. En dan eindig hierdie gedeelte in vers 52 met die woorde: "En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem." Hierdie is 'n opsomming van die om en by volgende 18 jaar van sy lewe tot en met sy openbare optrede. Daar word eintlik so min daarvan gesê en ons weet so min. Al wat ons kan aflei is, hy het in Bethlehem gebly en daar groot geword. Hy het in 'n betreklik groot huisgesin opgegroei. Ons weet uit die evangelies, hy het ander broers en susters gehad. Ons weet dat Josef 'n skrynwerker was. Die ou vertaling praat van 'n timmerman. En ons weet uit die Joodse tradisie was dit die oudste seun wat in sy pa se spore gevolg het. En dat ons Here Jesus ook bekend gestaan het as die timmerman. Ons weet ook dat Josef ergens deur die loop van hierdie 18 jaar gesterf het. Dit word nie in die evangelies gesê dat hy gesterf het nie, maar volgens die ou kerkvaders en ander buitebybelse bronne dat hy gesterf het. Die punt is, as ons Here Jesus dan met sy openbare optrede begin, dan lees ons nêrens weer van Josef nie. Nou volgens die ou Joodse tradisie sou ons Here Jesus dan ook as oudste kind die versorgingsrol van sy ma en sy broers oorgeneem het.
Verder weet ons eintlik niks nie, behalwe wat in vers 52 staan. En ek gaan dit ook nou uit die ou vertaling lees. En Jezus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en mense. Hy het dus 'n natuurlike, maar 'n volmaakte geestelike en liggaamlike ontwikkeling deurgeloop. Woorde is baie belangrik. Die 83 vertaling het ons gelees, hy het gegroei na volmaaktheid. Die 33-53 vertaling sê hy toegeneem na volmaaktheid. En dit kon nie anders nie, want hy was volkome mens. Wat ons almal weet, die liggaamlike vermoë van 'n kind is nie die van 'n volwasse man nie. Die geestelike insig van 'n kind is nie dieselfde as die van 'n volwasse persoon nie. En met respek gesê daarom, ons Here Jesus as 12-jarige seun daar in die tempel, het nog nie die volwassenheid van 'n liggaam van 'n 30-jarige man gehad nie. Hy was nog seun. En ook hy het nog nie die geestelike insig van 'n volwasse persoon gehad nie. Al staan daar uitdruklik dat die rabbies verbaas was oor sy kennis en sy insig. Maar deur die loop van hierdie om en by volgende 18 jaar het dit alles tot volmaaktheid ontwikkel. Dis wat die woordjies hy het gegroei, hy het toegeneem in liggaam en in gees. In sy ontwikkeling tot volmaaktheid het ons Here Jesus geword wat Adam en Eva was voor die sondeval. En daarom kon ons Here Jesus, al was hy volkome mens net soos ons, wat deur elke versoeking wat Satan oor ons bring, ook oorval was, dit reg gekry het om nie aan daardie versoekings toe te gee nie. Daarom kon ons Here Jesus volkome heilig, sondeloos lewe midde in die gebrokenheid van hierdie wêreld. En daarom kon ons Here Jesus sy roeping end uitvoer deur homself gewilliglik aan 'n kruishout te laat spyker as betaling vir ons sondes. Dit wat ek en jy nooit kon doen nie. Dit dan in kort so iets van wat ons weet van ons Here Jesus se jare tussen sy 12de en sy om en by 30ste jaar. Dankie Here dat U vervul het wat U beloof het. Dat ons Here Jesus waarlik mens en ook waarlik God moes wees. Dat hy na sy mensheid ook ontwikkel het soos 'n gewone mens hier op aarde. Liggaamlik en geestelik, ook in insig. Maar Here, dat hy ontwikkel het na volmaakte heiligheid. Dankie dat U kon doen wat ons nie kon doen nie. En dit is om Uself te kon oorgee as betaling vir al ons sondes. Here, ons kan nie anders as om in stilte en in aanbidding U grootheid en liefde te besing nie. Help ons om in ons lewe ook te strewe na volmaaktheid, na heiligheid, om sterk te kan staan in versoekings, Here, en om ons lewensroeping ook te kan uitleef, naamlik om U te kan loof en prys en groot te maak, want dit is waarvoor ons geskape is. Ons smeek dit alles diep afhanklik in ons Here Jesus se naam alleen. Amen. Seën vir jou.